Halleluja. As jy vanmôre betrek word in die dood, waar ons sit ons sê, ek glo in die bloed. Glo jy in die bloed? Halleluja. Dan moet ons bedenk is met daai bloed. Die skrif sê ons word gewas met daai bloed, rein gemaak, vrygekoop, uncovered. Jesus has rescued me, oh yes. I am covered.
hom lief met alles wat binne my is. Dat U hom vermoorde lief. Kom gee jou hart oor aan hom. Amen. Kom gee jou hart oor aan hom. I love you more than words can describe.
Here, kan ons het nie sonder U doen. Ons het U nodig geword. Ons het die krag nodig in ons gewone die Heilige Gees. Want het is moeilik om te lewe in 'n wêreld vol sonde. Het is moeilik om lief te hê wanneer almal opstaan teen ons gesin. Maar ons weet dat die sonde lê in ons hart. Ons weet dat die Gees ons krag om te lewe. En ons weet dat ons kan nooit meer dit is wat vir ons gedoen het. Daarom is ons so dankbaar vir U. I'm going to live in Jesus' name. I'm going to live the way He wants me to live. I'm going to live. I know there's no more to give. I'm going to love until the day just know. And I will Ons dankie vir die woord vanmôre wat ons bemoedig. Here, dat U die woord ons harte sal oopmaak. Ons versekering sal gee dat God ons sal beheer. Versekering sal gee dat daar is niemand wat vergelyk met U nie. En ons is so dankbaar daarvoor in Jesus naam. Amen. Halleluja. Dan net gou een ding doen hierso. So lekker gesing by hulle was om. Ons is besig met Openbaring, ons het Openbaring 1 gelees, waar ons gesien het Johannes het die visie ontvang, en waar Johannes gesien het hoe wonderlik is die Here, hoe magtig en hoe kragtig is die Here, en ons het gesien in Openbaring 2 en 3 het ons die kerke gesien, ons het gesien hoe die Here beskryf het, wat is die toestand van elke kerk, en hoe die Here op die einde van die dag gesê het, die ore het laat hom hoor, wat die Gees vir ons sê, die ore het wat moet hulle doen, hulle moet hoor wat die Gees vir ons sê. So vanmôre wil ek hê julle moet bereid wees om onderdanig te wees. Jy weet, ek lees in Jesaja. Jesaja sê vir ons, hy sê, en die Gees van die Here of 'n stem sal agter ons praat, sê hierdie is die pad, wandel daarin. Met ander woorde, die Gees van die Here gaan altyd daar wees om ons leiding te gee. Ons het gelees in Openbaring 4 het ons gelees waar die Here vir hom gesê het, kom op hiernatoe, en hy het 'n geopende deur gesien, en hy het ingegaan en het op die troon, het hy die ene gesien, en hy het op die troon sit, en daar was 'n luide stem, wat gesê het, kom op, en hierdie dinge sal gebeur, na dit wat alreeds gebeur het. Met ander woorde, dit is die wegraping, daai geopende deur is die wegraping, dis hoe dit gebeur het, en die wegraping het plaasgevind. En ons het in Openbaring gefeit, het ons gesien hoe hartseer Johannes geword het, hoe bewoe hy geword het, toe hulle daar kom en hier sit, die een op die troon, en hy het 'n geskrif in sy hand, en hierdie geskrif, en hierdie rol wat geskrywe is, dit 7 seels op, en daar's niemand wat waardig is om die seels nie, want het God tog nie vir hom gesê, kom, ek gaan jou wys wat in die toekoms gebeur nie, dan kan hy nie sien nie, want hierdie seels bou het weg, maar toe kom daar die lam, en hulle begin die lam aanbid, en op die einde van Johannes 5 sluit hy af, en dan aanbid die lam, en hom het op die troon
gesien dat hy ons in Openbaring 5 het hy ons duidelik gemaak, almal gaan hom bid. Hulle wat in die hemel is, hulle wat op die aarde is, en hulle wat onder die aarde is. Daai onder die aarde beteken hulle wat in die hel is. Hulle gaan hom aanbid. En daar gaan nie 'n verandering wees nie. Dit gaan wees. En ons begin vanmôre en ons lees in Openbaring 6 vers 1. En ek het gesien toe die lam een van die seels oopmaak. En ek het een van die 4 lewende wesens hoor sê, soos die geluid van 'n donderslag. Kom kyk! Dis 'n ernstige saak. Hy sê soos die geluid van 'n donderslag. Hy sê kom kyk. Ons kan teruggaan na Openbaring 4 vers 1 toe. Na hierdie dinge het ek gesien, kyk, 'n geopende deur in die hemel. En die eerste stem wat ek soos 'n bassein met my hoor spreek het gesê, kom op hierheen. Met ander woorde met 'n bassein lei, kom op hierheen. Met ander woorde dit roep uit. En ek sal jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur. Ek wil jy moet let op wat na hierdie dinge gaan gebeur. Met ander woorde na die kerkera, nadat hy by Jesus gesien het, nadat die kerk die 7 kerke hulle lewe uitgelewe het, nadat die werk op die aarde volbring is en ons opgevat is hemel toe. Die Here gaan vir hom wys hierdie dinge. Julle onthou die sleutel wat ons gehad het, die sleutel is in Openbaring 1 vers 19. Hy skryf die dinge op wat jy gesien het. Met ander woorde, wat het hy gesien? Hy het Jesus gesien. Die dinge, die dinge wat is, wat se dinge is, die kerkera, die kerktyd wat op die oomblik bestaan is, wat is, die 7 kerke was daai tyd, maar die 7 kerke is steeds verteenwoordig vandag in ons, in die manier wat ons lewe in God aanbid. So die 7 kerke wat is, hy sê dan die dinge wat gaan gebeur. Nou oor Openbaring praat van hoofstuk 4 af, van die dinge wat gaan gebeur, en ons moet reg wees. En Johannes het al die dinge gesien. Here het hom gesê, kom op, ek gaan vir jou wys. Hy het die dinge gesien. Ons sien in Openbaring 5, sien ons die lam, wat die rol in sy hand het, en hier begin God se tydskedule. En ons praat vandag van God se tydskedule. God se tydskedule, hoekom is daar 'n tydskedule? Waar kom dit vandaan? Wat is die doel van daarvoor? En dit is belangrik dat ons moet weet, God se tydskedule is gebind aan wat ons doen. Ons werk, as jy onthou as ek in Romeine 11 vers 25 gelees, want ek wil nie hê broeders dat julle met hierdie verborgenheid nie moet weet. Julle moet hierdie verborgenheid nie moet weet. Wat is hierdie verborgenheid? Hy sê, sodat julle nie eie wys mag wees nie, dat die verharding ten dele oor Israel gekom het. Met ander woorde, Israel het hulle verhard, hulle het opgestaan teen God, hulle het God weggesoek toe hy daar was, en totdat die volheid van die heidene ingekom het. Met ander woorde, tot wanneer? Tot die volheid van die heidene ingekom het. Halleluja! Tot die volheid van die heidene ingekom het. Dit is belangrik. Ons is besig in Openbaring 6 vers 1. Dit is belangrik. En kom ek sê die wegraping kan nie plaasvind nie voordat die volle nommer van die heidene of die mense wat in die kerk moet inkom. Nou as ek sê heidene, praat ek nie eens net van heidene nie, want die Bybel is duidelik, hy sê die redding is eerste vir die Jode. So selfs die Jode wat Jesus aangeneem het, word deel van die kerk en die bruid van God. Dit is so belangrik dat ons moet weet, dat as hierdie nommer nie volledig is nie, dan sal Jesus nie kom nie, dan gaan die wegraping nie plaasvind nie, want die skrif het duidelik gesê, as hierdie nommer nie volledig is nie, hy sê as die volheid van die heidene ingegaan het, as wat? Die volheid. God werk nie met onvolmaakte werk nie, God werk nie met werk wat tekort skiet nie, God is 'n God wat altyd kyk na die beste dinge wat gaan gebeur en hy volbring dit. Toe God die skepping gemaak het, het hy gesê, ek het dit geskaap en dit was goed. En dit is God se voordeel, dit is wat hy gemaak het. Dieselfde is waar, die bruid van Christus is 'n volle getal. Daar is 'n volle getal wat God bepaal het, wie die bruid van Christus gaan wees. En dit is almal wat in die kerk in gaan kom. Almal wat Christus aanneem as saligmaker. Almal wat hom werklik in 'n verhouding gaan aanbid en hom gaan dien, sonder ophou. Dit is wat gaan gebeur. Daarom moet ons weet, en aan Handelinge 5, ons kyk in Handelinge 5 vers 14, en Simeon het vertel
die heidene vir sy naam aan te neem. Handelinge 15 vers 14. Baie duidelik, die kerk bestaan uit elkeen wat Christus aangeneem. Maak nie saak wat 'n tong, wat 'n nasie, wat 'n tong, wat 'n taal, elkeen wat hom aangeneem. Ek hoop vanmôre elkeen van julle wat hier sit het hom aangeneem. Want as jy hom nie aangeneem het nie, moenie die plek verlaat nie. Maak seker want die wederkoms van Christus is so naby. Ek wil vir julle sê die wederkoms van Christus is so naby dat ons moet gereed wees. Want hy kom binnekort, want hierdie nommer is amper vol. As jy oor die wêreld gaan, sê die evangelie word al verkondig, basies aan alle nasies. Daar's miskien nog so 'n paar dialekte wat uitstaande is, maar ons weet nie. Miskien word hulle vandag bereik. Miskien word hulle vandag bereik. Maar ons moet ons werk klaar maak. En ek moet ons werk klaar maak. Weet as ons kyk na Tessalonisense 4 vanaf vers 13 tot 18, sê vir ons maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig wees met die betrekking tot die ontslapenis nie. Hy sê sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterf en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Amen. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorgebly het, tot by die wederkoms van die Here. Nou ek het weer gesê, daar's 2 gevalle van wederkoms. Die een kom hy net tot in die wolke, en dan die ander een kom hy en hy sit sy voet op die berg, jy weet, op die Olijfberg, noord van Jerusalem, en hy dan split in 2, en hy bring lewe tot die dooie see. Hy sê, maar die Here self sal in die hemel neerdaal, met 'n geroep, met die stem van die aartsengel, en met die geklank van die besuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daar sal ons wat in die lewe oorbly, sal met hulle in die wolke weggevoer word. En die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Met ander woorde, ek moet julle vanmôre bemoedig. Onthou wat die skrif gesê het, hy sê salig is hulle wat hierdie woorde lees. Salig is hulle wat hierdie woorde hoor. Salig is hulle wat hierdie woorde in hulle hart bewaar. Hoekom bewaar ons hierdie woorde? Ons het gekyk in 1 Johannes 3 vers 4 wat hy vir ons gesê, ons hou onsself reinig, sodat ons die dag as hy kom, soos hy kan wees. Dat die dag as hy kom, kan ons hom aanvaar. En hy ons aanvaar. Hy gaan nie vir ons sê, gaan weg, ek ken jou nie. Jy gaan sê, kom in. My welgevaardige vriend, kom in en geniet dit wat ek vir jou voorberei. Dit is wat die Here gaan doen. En dan gaan ons verder gaan. Ons kyk na die woord. As ek kyk na die woord van die Here vanmôre, dan besef ek, dit is so belangrik dat hierdie nommer volledig moet word voor die wegraping. Maar die kondisie van die wêreld, die toestand wat die wêreld vandag ingaan, bring vir ons die tekens, wys vir ons, waar is God in sy tydskrifte? En ek wil vir sê, ons staan op die 11de uur. Jy weet, baie mense, jou mense het altyd gesê, die 11de uur. Dit beteken net voor die finale probleem begin, of voor die finale oordeel kom, of voor die finale verlossing kom. Ek weet nie hoe jy dit wil beskryf nie, maar God se horlosie staan op die 11de uur. Dit is, nou ek kan ook op jou sê, man, daar is 'n minuut voor 12. Die 12 uur is die oomblik wanneer alles gaan finaal klaar gemaak word, maar ons staan op 'n minuut voor 12, en God se horlosie staan stil. Hoekom? Want God wag vir ons, dat die regte nommer van heidene moet inkom. God wag vir ons, sodat ons die evangelie moet verkondig, sodat ons bure moet bereik, my werkkollegas moet bereik, my vriende moet bereik, my vyande moet bereik, en elkeen van hulle moet die Here aanneem. As ons kyk na God se tydera, sê God, Israel moet wegwees en sy terugwees in sy land. Hy staan terug in sy land. As ons kyk, as die Here vir ons die tempel moet gebou word, laat ek vir u vertel, daar is geen groter gesprek wat besig is in Israel, tussen Israel en Amerika op die oomblik, as om die tempel gebou te kry. Hulle het 5 rooi verse nodig. Rooi verse wat geen blot op blemish op hulle het, wat geen, jy weet, letsel of enige ding op hulle het, hulle het 5 nodig. Jy weet, hulle het 5 al klaar gereed, hulle het net 1 nodig.
So, hulle is besig om hulle self voor te berei, want hulle kan nie die nuwe tempel inwy sonder daai rooi vers nie. En daai vers moet 2 jaar oud wees. So hulle is besig om daai vers al voor te berei. Kan jy besef hoe naby is die wederkoms van Jesus? Kan jy besef hoe naby? En is ons gereed? Is jy echt gereed? Maak ons onsself gereed. As ek kyk na Mattheus, ek lees byvoorbeeld Mattheus 24 vers 21, hy sê, want dan sal daar 'n groot verdrukking wees, soos daar van die begin van die wêreld tot nou toe nie gewees het nie, en ook nooit sal wees. Jesus is die eerste een wat gepraat het van die groot verdrukking. Hy is die eerste een, maar hy het gepraat van Israel hier op die stadium, want die kerk gaan nie meer die verdrukking nie. Hy praat nie met Israel. Hoe weet ek hy praat met Israel? Want hy sê hy sal vlug van Judea. Hoe weet ek hy praat van Israel? Hy sê want hulle die Sabbat nie onderhou nie. Hoe weet ek hy praat van Israel? Ek weet hy praat van Israel, want hy sê vir Israel, baie duidelik praat hy met Israel, en hy sê vir Israel, jy weet wat? Julle het nie gedoen wat ek vir julle gevra het nie. Mattheus 24 vers 14 sê die volgende. Hy sê, en hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis van al die nasies, en dan sal die einde kom. Wanneer sal dit kom? As hierdie evangelie verkondig word tot op die einde. Dan, met ander woorde, dit gaan nie kom. Ons kyk baie keer en ons dink dat ons wag vir God. Nie God wag vir ons. God wag vir ons, doen ons werk, bereik ons dit. Ek sal nie vertel, as ek ry in die dorp en ek praat met iemand, dan soek ek altyd 'n aanknopingspunt van die evangelie. Elke ou wat my ontmoet, maak ek seker dat ek 'n aanknopingspunt het. Ons het baie gister ons gery met 'n vroukie wat gekom het en toe sê my praat, toe sê van ja, jy weet, ons moet net weet as die Here daar is alles oukei. Alles oukei. Dis 'n baie mistige gewees. Die Here werk wonderwerk. Die Here is daar. Ons moet die evangelie uitdra. Die Here praat hier met Israel. As ons byvoorbeeld kyk na Mattheus 24 vers 15, hy sê, wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting waarvan gespreek is deur die profeet Daniël sien, staan in die heiligdom, laat hy wat lees oplet. Met ander woorde, maak jou oë oop. Hy praat hier van die antichrist. Hy sê as die antichrist in die tempel gaan staan, maak jou oë oop en besef waar jy is. Hy gee tydskedule van God, maak jou oë oop. Hy praat van Juda, hy praat van die Sabbat, hy praat van die tempel. Met ander woorde, hy praat nie hier met die kerk nie, hy praat hier met die Jode. Hy sê, wees wakker. Hy sê, as julle hierdie dinge sien kom, dan weet julle, dis die 11de uur. Jesus gaan binnekort hier wees. Jou lewe moet gereed wees. Jou lewe moet op datum wees. Openbaring 13 praat van, jy weet, die wêreldstelsel wat nie geld gaan hê nie. Hy sê, ons aan die merk moet vat, op ons regterhand en ons voorkop, sodat ons kan handel dryf. Daai ding is klaar besig in ons land. En ek neem al klaar deel aan dit. Ons het nog nie die merk op ons hand en voorkop nie, maar ons neem klaar deel. Dis 'n geldlose stelsel, 'n koop en verkoop stelsel. Jy kan met die kaart inloop. Ons het gister in 'n winkel ingeloop, ek en my vrou loop in 'n winkel in en hulle sê hierdie winkel aanvaar ons nie kontant nie, net kaarte. As jy na lande toe gaan, as jy anders so Switserland, as jy in Switserland by sekere plekke kom, doen hulle geen handel sonder kaarte nie. Nou die probleem is, hulle kan jou kaarte kloon en steel. So uiteindelik gaan hulle vir jou sê, kom ons sit die kaart op jou regterhand en op jou voorkop. En jy sal nie kan handel dryf sonder dit. Daar is nie baie uitstaande nie. Die wêreld is gereed om die antichrist te aanvaar. Maar ons weerhou. Ons weerhou. Christus is gereed om die wegraping te laat plaasvind, maar ons weerhou. Want ons het die evangelie gepreek tot op die einde nie. Mattheus 28 vers 19 sê ons, hy sê, gaan dan en maak disippels van al die nasies,
doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Gaan dan en maak disippels van al. Wie gee die opdrag? Hy gee die opdrag aan ons as kinders van God. Hy gee die opdrag aan ons as disippels van die Here Jesus Christus. Hier is ons opdrag, my en die opdrag. Dit is 'n belangrike ding wat ons moet weet. As ons maar byvoorbeeld kyk in Openbaring 6 sien ons onder die troon van God is hulle wat, gemartel is in die tyd van die verdrukking. Hulle wat gemartel is. Hoekom is hulle gemartel? Want in die tyd van die verdrukking, as jy Jesus aanneem, dan gaan jy met jou lewe betaal. Dit is so belangrik dat jy dit moet besef. Een ek sal vandag, miskien bid jy vir die seun, miskien bid jy vir die dogter, miskien bid jy vir die ma of die pa, of die man of die vrou. Ek wil vir jy sê dat die dag as die weggeraap in plaas van, gaan hulle uitvind, tot hulle met 'n skok uitvind, die weet hulle lewens was nie reg nie, en hulle het dan 'n kans tot bekering te kom, en die skrif sê in daai tyd gaan 'n magdom van hulle tot bekering kom. As ek in Openbaring 7 kyk, sien hy, daar's 'n magdom, hy sê, dis 'n nommer wat niemand kan tel nie, wat voor die troon van God staan, 'n ontelbare magdom van mense, en deur die verdrukking gaan hulle op tot bekering kom. Dan sal die mense besef, my broer of my suster of my ma of my pa, wie ook al was reg gewees. Baie van gered word deur die redding. Openbaring 7 vers 14, en ek sê vir hom, my Heer, U weet dit, en hy sê vir my, dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom, en hulle het hulle klere gewas en hulle klere wit gemaak in die bloed van die lam. Jy sien, daar's mense wat uit die verdrukking uit gered gaan word, of gedurende die verdrukking. Dit is baie belangrik. En jy weet, die verdrukking gaan so erg wees, dat die mense nie sal lewe in daai tyd. As ek kyk na Openbaring 9 vers 65, hy sê, en dit is aan hulle gegee, nie om hulle dood te maak nie, maar dat hulle 5 maande lang gepynig sou word, en hulle gepynig was soos die pyniging van die skorpioen wanneer hy 'n mens steek. Hy sê, en in die dae sal die mense die dood soek, en dit nie vind nie, en hulle sal verlang om te sterwe, en die dood sal van hulle af wegvlug. Jy weet, dit gaan so erg wees dat die skrif sê, dat selfs 'n kwart van die wêreld se populasie gaan afsterf. Dit gaan chaos wees. Maar eerlik, as die saak met God reg is, en is in 'n verhouding met hom, gaan ons in die hemel wees, by die bruilofsmaal. Ons gaan hierdie dinge van weet, maar ons gaan nie deelneem met dit nie. Dit is baie belangrik. Ons kyk van Openbaring 6 tot 19, sien ons daar's 'n 7 jaar periode, die groot verdrukking. Hoekom die groot verdrukking? Baie mense vra baie keer, hoekom is God so? God is so want God het 'n tydskedule. 'n tydskedule, nie noodwendig, hy het 'n tydskedule met die kerk. Hierdie tydskedule met die kerk sê die volheid van die heidene moet inkom, maar hy het ook 'n tydskedule met die Jode. As ons gaan lees in Daniël, lees ons van die 70 weke van die Jode, en daar's 1 week wat uitstaande is, en God moet daai week afhandel, want God doen nie 'n ding halfpad nie, God doen 'n ding reg. Hy doen dit volgens orde. Hy's nie 'n ongeregte of onheilige God nie, hy doen dit reg. Want daar is Israel stil, beskuld nog steeds aan God. Want ek wil vir julle sê, hierdie straf is deel as gevolg van die sondes wat Israel gepleeg het. Weet ons het vroeër gekyk, dan sien ons hoekom het God in die 70 weke gegee. Hy het in die 70 weke gegee, want as ons teruggaan na Levitikus, vind ons dat in Levitikus sê hy hulle moet elke 7de jaar nie plant of oes nie, want dit is heilig vir die Here. En as gevolg van dit, het God die 70 maal 7 vir hulle gebring, die profetiese 70 weke. Amen. Hier is gestil vanmôre. Hier is nie net, weet, goed wat gebeur, maar dit moet gebeur. Nee, hier is goed wat 'n vervulling van God se profesie is. Hier is deel van God se plan, God se profesie, God se tydskedule. Hier sal onthou dat ek het vroeër gesê van Daniël. Hy sê, Daniël 9 vers 24, lees hy die volgende. Hy sê,
talle is ook oor julle volk en julle heilige stad. Oor wat? Oor julle volk. Wie se volk? Daniel se volk, Israel, nie die kerk nie, Israel. Hy het met Israel gepraat hierso, oor julle volk en julle heilige stad. Hy praat nie oor Kaapstad en Johannesburg en Kaapstad nie, nee, hy praat oor Jerusalem. Hy sê op die godloosheid tot voleinde en om die maat van die sonde vol te maak en om die ongeregtigheid te versoen en om ewige geregtigheid aan te bring en om gesigte en profete te beseël en om die heiligheid en om die hoogheilig is te salf, die wat hoogheilig is te salf. En daai wat hoogheilig is, wat jy moet sien, dis in 'n hoofletter. Jy weet ek, as ek byvoorbeeld kyk in die Engels, sien ek in die Engels en hy praat van and to anoint the most holy, om die hoogheilige te salf, om Christus te salf. 70 weke, kom ons maak gou 'n bietjie somme. 70 weke, 70 maal 7 is 490, is ek reg? Waar is die mense met die wiskunde vermoere? Kom, help 'n bietjie vermoere hierso. Dis 490, is ek reg, is ek nie reg nie. 70 maal 7, 490. So, en hierdie is nie net gewone dae nie. Hierdie is profetiese dag. Wat is die verskil tussen 'n gewone dag en 'n profetiese dag? 'n Profetiese dag is een dag, is 1 jaar. So 1 week profeties is 7 jaar. En daar's 1 week wat uitstaan is van Daniel. Met ander woorde, ons kyk, ons het ons nodig om te verstaan. Hoekom is hierdie dinge besig om te gebeur? Die Here wil hê ons moet verstaan. Hoekom gebeur? Hoekom is hierdie verdrukking nie? Hierdie verdrukking is nie hier om iets op ons uit te haal nie. Nee, hierdie verdrukking is God wat die finale straf oor Israel bring. En jy gaan nou sien hoekom is hierdie straf daar. Hy gaan verder. Hy sê ons het in Daniël 9 vers 24 het ons gelees. Hy praat, hy sê om wat ek net om vol te maak die ongeregtigheid, om te versoen en om ewige geregtigheid aan te bring. Hy sê om die gesigte wat ons gesien het in die profesie te verseël. Met ander woorde om hulle te volbring. Hier is 'n profesie van God wat moet volbring word. Hy moet klaar gemaak word. Hy sê om die hoogheilige te salf. Met ander woorde om klaar te maak die oortredings, om die finale betaling van die oortredings van die mens te maak. Om 'n einde te maak aan sonde. Om versoening te maak tussen ongeregtigheid en geregtigheid, die volle prys te betaal. Om die ewige geregtigheid van God vorentoe te bring. Om alle visies en profesie tot vervulling te bring. En dan om die mees heilige te salf. Ons kyk na Daniël 9 vers 25 en hy sê, nou moet julle weet en verstaan. Wat sê ons? Ek moet wat? Weet en verstaan. Daniël 9:25. Ek moet weet en verstaan. Ek wil hê jy moet weet. God wil hê jy moet weet en verstaan. Van die uitgang van die woord af met Jerusalem te herstel en op te bou tot op die gesalte, tot op 'n gesalte. 'n vors is 7 talle en 62 7 talle lank sal die. En dan hy praat, hy basies sê, hy sê 7 maal 7, dan gaan 7 weke wees, wat in ander woord 7 weke wees, dan gaan daar 62 weke wees, dis 69 weke, en dan gaan daar nog 1 week wees. En wanneer begin hierdie goeders? Hierdie goeders begin van die oomblik wat Jerusalem begin herstel. Wat is die oomblik? Jy sal onthou ek het besig met Daniël gesê, om gesê, gaan terug en gaan bou jou land op. Met ander woorde, wanneer, dis wat hierdie tyd begin het. Wat het hierdie tyd begin? Dit is waar die 7 maal 7 begin het. Maar ander woorde, dit is waar basies die 7 weke begin en die 62 weke begin. En as jy hierdie 7 weke en die 62 weke op en mekaar tel, dan kom ons met 483. Nou as jy kyk van die tyd wat Daniël hulle teruggegaan het om die tempel te ontbou, was het 483 jaar tot hulle Christus gekruisig. So God het hulle gesê, hy kom op daai tyd. Hy kom op daai tyd en julle gaan hom kruisig. En jy weet wat hulle hom kruisig? Toe gaan God dood vir ons. En toe God
Hy maak 'n nuwe verbond. En al die profeseë van God is nie vervul nie, want op die 69ste jaar, toe kruisig die Israeliete vir Jesus, toe stop God se handelinge met die Israeliete en die kerkera begin. Die kerkera begin 'n nuwe verbond. Die kerkera begin, God bring die werk met die heidene. Hy stoot Israel op 'n kant. Hulle word uitgewerk uit hulle land uit. Hulle word uitgewerk uit hulle land uit vir 1948 jaar. Eers in 1948 word hulle weer erken as 'n nasie. Die Messias afgesny, sê vir ons. Hy sê in Daniël 9 vers 26. Jesus is gekruisig, so die laaste week is nie volbring nie. Die laaste week is uitstaande. Daarom kom die groot verdrukking. Hoekom die groot verdrukking kom op die aarde teen almal wat Christus nie aangeneem het nie, want vir die kerk het hy 'n plan gemaak dat hulle wat hom aangeneem sal in die wegraping wees. Hulle wat hom nie aangeneem het nie, sal saam met die Israeliete deur hierdie verdrukking moet gaan. En jy sal met jou lewe betaal om gered te word. Ek wil hê jy moet hoor wat sê Gabriël sê. Gabriël praat van die skrif. Hy sê in Daniël 10 vers 21, hy nogtans sal ek jou te kenne gee wat geskrywe is in die boek van die waarheid. Nou Gabriël sê vir Daniël, ek gaan vir jou sê wat is geskrywe in die boek van die waarheid. Onthou jy in Openbaring, toe ons in Openbaring 5 gekom het, dat hy die scroll gehad, die boek van die Openbaring, hy het die scroll gehad, en hy sê, en ander, Gabriël sê vir Daniël, ek gaan vir jou sê wat staan daar. Hy sê, hierdie dinge wat ek vir jou nou gee, dit is geskrywe in daai boek van die waarheid. Hy gaan sê, en daar is nie een wat hom sal nie dapper gedra teen hulle nie, behalwe julle vors Michal. Nou word uitgepraat, maar hierdie dinge is geskrywe in die boek van die waarheid. Net soos hy het Johannes geopenbaar het, so het hy vir Daniël geopenbaar. God het vandag gekyk. Jy sal onthou in Openbaring 11 vers 25 het ek vir gesê, die volle getal van heidene moet ingaan. Maar God deel van Openbaring 6 af tot Openbaring 19, deel God met sy laaste week teen Israel. Met ander woorde, daar was 490 weke uitstandig, jy weet 490 dae uitstandig gewees. Nou daar is nog basies 7 dae uitstandig, 1 week. 483 is volbring. Daar is 1 week uitstandig, 7 jaar. So van Openbaring 6 tot Openbaring 19 is 7 jaar. Dit is die laaste week wat God met Israel deel. Hierdie is God se tydskrif. 7 jaar van die verdrukking. En hierdie 7 jaar kan die verdrukking kan nie begin voor die kerk nie weggeraap is. As jy Tessalonisense sê, hy sê, daar is een wat hom terughou. Dis ons, die kerk, die liggaam van Christus. Ons hou hom terug. Hy gaan nie kom nie. Daniël 9 vers 27 praat van die antichrist. Hy sê, en hy sal 1 week lang met baie 'n sterk verbond sluit. In ander woorde, die antichrist gaan vir 7 jaar 'n sterk verbond sluit in hierdie verdrukking. Gaan hy verder, hy sê, gedurende die helfte van die week sal hy slagoffers en spysoffers laat ophou. Hy sal die offerande stop. Hoekom? Waar moet hulle offerandes bring? In die tempel. So, hier vertel ek ons, die tempel is gebou. Die tempel is klaar, hy gaan hierdie goed stop. Na 3,5 jaar gaan hy sy verbond breek en hy gaan hierdie offerandes stop. Hy sê, en op die vleuel van gruwels sal daar 'n verwoesting wees. Met ander woorde, op die vleuels van gruwels, hierdie is die goed, die woede van God wat uitgestort gaan word, as gevolg van die ongeregtigheid van die mens op die aarde, as gevolg van die ongeregtigheid van Israel. Op die vleuels van hierdie gruwel gaan daar verwoesting kom, en wel tot die einde toe. En wat vasbesluit is, sal ook wat woes is, uitgestort word. Dis vasbesluit, dit gaan gebeur. Hy sê, dit gaan nie, jy hoef nie te twyfel nie, dit gaan gebeur. Julle moet onthou,
Onthou wat die anti-kris gaan doen. Daniël 9 vers 24 sê, hy sê 70 is oor julle volk en julle heilige stad bepaal. Hy sê die goddeloosheid tot volleinde en op die maat van die sonde te volmaak en om die ongeregtigheid te versoen en om ewige geregtigheid aan te bring, om gesig en profeet te verbeseel en om die hoogheilige is te salf. 70 weke is bepaal vir jou mens soos jy, vir jou stad, nie vir die kerk nie, vir die Jode, om die finale einde te bring aan die oortredings van Israel, om 'n finale einde te bring aan sonde op hierdie wêreld, om 'n nuwe orde te skep, om versoening te bring tussen ongeregtigheid en geregtigheid, om 'n ewige durende geregtigheid te bring, om die profesieë wat uitstaande is te vervul, die visies want onthou, Daniël het visies gesien. Johannes het profesieë gekry by die engel. Hierdie goed moet vervul word. Daar's 'n 5-punt plan wat ek vir julle kan gee, om hierdie profesie baie maklik te maak. Onthou ek het julle gesê in die tyd is 70 maal 7. Nou as jy kyk na Leviticus, ek weet nie wat noem jy dit in Afrikaans in is dit Leviticus is in Engels, vers 25 vers 4, sê vir ons, maar in die 7 jaar moet daar vir die land volkome rus wees, en 'n Sabbat vir die Here. Jou land mag nie saai of sy wingerde nie snoei nie. En hulle was ongehoorsaam. Daarom het God die straf gebring 70 maal 7. Hulle het nie God se Sabbat geheilig en God laat hulle betaal. Daarom moet die laaste week volbring word. Daarom moet die laaste week volbring word. Die 7-punt plan is, kan ons kyk, hy praat met hulle, met ander woorde, hy praat met die nasie Israel, hy sê your nation. Hy praat van Jerusalem, your city, or the place of holiness. So hy praat van dit, hy praat nie van Kaapstad en ander plekke nie. Hy sê the purpose, hy sê to finish the transgressions, om die ongeregtigheid tot 'n einde te bring, om 'n einde te maak aan sonde, om versoening te bring. Hierdie plan van God is 'n baie belangrike plan, hierdie is 'n 5-punt plan. Hierdie plan is die nasie, dis die nasie. Dis so. Hierdie plan is 'n plek, waar is die plek? Jerusalem. Hierdie plan het 'n doel. Ek het vir jou gesê die doel het ons daar gelees. Hy sê om 'n einde te bring aan ongeregtigheid, om 'n einde te bring aan sonde, dis die doel. En God het 'n program. God het 'n program. Dis die 4de punt van die plan. God het 'n program. Hy het 'n doel en hy het 'n program. Hierdie program moet vervul word. Ons moet die heidene inbring. Jesus het eers gesê in Matteus 24 vers 20 en 21, hy sê, en bid dat julle plig nie in die winter op in die Sabbat mag plaasvind nie, want dan sal daar 'n groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het nie, en nooit sal wees nie. Ek wil vir julle sê, in 6000 jaar van die bestaan van hierdie wêreld was daar nog nooit 'n verdrukking op die aarde soos die een wat gaan kom nie. En as hierdie verdrukking nie ophou nie, gaan oproep, sal hierdie aarde totaal en al vernietig word. Maar God gaan hom nie vernietig nie, want hy kom terug vir die laaste jaar. Hoe lank gaan ons wag? Hoe lank gaan ons nog wag? Ons gaan wag tot die kerk sy werk klaar gaan maak. En ek moet ons werk. God wag vir ons. As jy kan lees in Petrus sê hy sê, God is, baie van die mense wil God moet vinnig kom. Hy sê, maar God gaan nie vinnig kom nie. Hy sê, Maranatha kom. Hy sê, hoekom kom hy nie? Hy sê, wag. Hy gee almal 'n kans om gered te word. Wie is die almal? Die volle getal van die heidene wat gered word. Hy gee hulle 'n plan. Die skrif is soos 'n puzzle. Jy weet, soos 'n legkaart. Jy moet hom in mekaar inpas. Sodat jy die volle prentjie kom. Julle onthou die bruidegom. Matteus 25 praat hy van
die 10 maagde. Okay, almal van hulle het lampies gehad. Kom aan. Maar almal is nie gereed. Is nie gereed. Hy praat in Matteus 25 vers 5. Hy sê terwyl die bruidegom talm om te kom. Met ander woorde, hy kom nie, hy kom nie op die tyd wat ons het verwag nie. Hy talm om te kom. Het hulle vaak geword en in slaap. Die kerk het vaak geword en in slaap geraak. Terwyl hy talm om te kom. Hierdie 7 jaar word aan die einde van die dag word verdeel in 2. Julle sal onthou dat ek in Daniël vir julle gelees het en in Openbaring lees ons, hy sê, hierdie 7 jaar word, hy maak 'n verbond vir 7 jaar. Na 3,5 jaar dan breek hy verbond. Dan breek hy verbond. Daniël in Openbaring, hierdie is syfers wat julle gereeld sal hoor. Hy praat van 160 dae. Hy praat van 42 weke en hy praat van 7 jaar. Hierdie syfers word ten minste 6 of 7 keer in die Bybel genoem. Dis 'n finale syfer. Hy gaan nie korter wees nie, hy gaan nie langer wees nie. Dis 'n finale uitleg van God se tydskedule. Hierdie is 'n definitiewe tyd wat God beplan. Hierdie is die oordeel teen Israel. Hierdie is die wêreldse orde wat op 'n einde gebring het en 'n nuwe goddelike orde wat in plek gebring word. Lukas 21 vers 26. Lukas 21 vers 36. Waak dan en bid alweer, sodat julle waardig geag mag word om aan hierdie dinge wat kom te ontvlug en voor die seun van die mens te staan. Ons gaan dit ontvlug. Waak dan. Wees gereed dat jy dit ontvlug. Ons gaan volgende week praat oor die 7 seels wat begin met die 4 perde. So vriend, gaan lees die Bybel. Gaan lees Openbaring. Lees hom weer 'n paar keer. Moenie net kom luister na die preek hier op Sondag. Lees hom weer, dat as die preek hier Sondag kom, dat die Heilige Gees jou openbaring kan opmaak. Want die Here wil hê jy moet dit verstaan. Hy sê, jy moet reg wees, sodat jy hierdie dinge kan ontvlug. Lukas 21 vers 36. Wees reg, sodat jy hierdie dinge kan ontvlug. Vra jy vanmôre, is jy reg? Is jy reg? Hoe is die saak? Is die saak reg? Is jy gereed om hier te doen? Is jy gereed as daar besluit plaas en hier is nog in die liggaam, dat hierdie liggaam sal verander word in 'n oomblik. Weet jy van sy oog? Hy soek van dat die brein nie eens moet sien. Want ons sit en ons snap baie keer ons oor, maar die prentjie verander nooit. Dis so van die oog is. So daar gaan tyd wees om te sê dis jammer. Jy moet nou regmaak. Jy moet nou weggaan. Jy moet nou weggaan. Wanneer wil jy moet hy kom? Doe die werk. Dra die evangelie na die diere toe. Dra die evangelie na die werk toe. Dra die evangelie na die markte toe. Dra die evangelie na die strate toe. Dra die evangelie oral toe. Dis wanneer hy kom. Ons moet gereed wees. Kom ons sluit ons oor vir 'n oomblik. Hemelse Vader, ons is dankbaar, Here, dat U vir ons voorsiening gemaak het, dat ons nie weer in die verdrukking moet gaan. Daarom bid ons vandag, Here, dat ons sal verstaan, dat ons sal weet en verstaan, Here, en ons lewens reg sal
sodat ons saam met U in die hemel sal wees in hierdie laaste week wat U met Israel deel en met die wêreld deel ons U opgeregtig. Ons dank U Here dat U ons sal help en leiding sal gee sodat ons sekerheid sal hê dat ons saak met God reg is. Dat ons nie sal agterbly. Ons kom vanmôre en ons sê dankie Here dat U die woord vir ons oopmaak, dat ons weet wat die tydskedule is, dat ons weet hierdie is die laaste week van U deel in die werking met Israel wat kom. Ons sê dankie Here dat ons weet dat ons saam met U sal wees en saam met U sal terugkom. Ons loof en ons prys U daarvoor nie. Vra ek vanmôre Here dat as enige iemand is wat sy hart nie reg is met God nie, moenie loop nie. Jy kan jou hand opsteek en sê my saak is nie reg nie. Ek sal saam met U bid. Ek sal saam met U gaan om aan die Here voor te stel dat jy hom kan aanneem as saligmaker. En gered te wees. Miskien is jy op YouTube en jy wil weet, bel ons, skakel my 082 826 3227 en ons sal saam met U bid. Maak die saak reg. Vader, ek dank U dat ons sal oplettend wees en gereed sal wees in Jesus naam. Amen. Halleluja.